Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you, or the kindness you've shown? Ek is Roy Harter. Ek het my lewe lank in die kerk groot geword, in die NG Kerk. Ek is ouderling gewees. Ek was leier van die Sondagskool. Ek het Sondagskool gegee. Ek het evangelisasiewerk gedoen. Ek het in die kore gesing. Ek het die voorsang gedoen en musiekbediening en. En ek was 'n Christen. Ek is 'n Christen. Niks fout met my nie, ek is 'n Christen. Verlede jaar, op aandrang van my dogter, het ek 'n mediese fonds of 'n hospitaalplan nou gekry. Want sy reken ek raak nou oud. Ek was toen nog maar 69, lekker jong. Die 1 Oktober verlede jaar tree my mediese fonds in werking, die hospitaalplan, sonder beperking, sonder wagtydperk, sonder addisionele heffings. En dan gaan ek. 25 Oktober die oggend 3:00, toe kry ek die simptome van 'n hartaanval. Dokter toe stuur my vir bloedtoetse kom uit en sê ek het 'n hartaanval gehad, word opgeneem in die hospitaal. En daar vind hulle uit, maar ek het nie hartaanval gehad. Die EKG wys niks, die sonar wys niks nie. Ek is skoon, ek het nie hartaanval gehad nie. So die eerste wonderwerk is dat ek op 79 jaar 'n mediese fonds kry teen die normale tarief, na 17 jaar. Tweede wonderwerk is dat ek met 'n verkeerde diagnose in die hospitaal kom, waar die hospitaalplan nou gedek word. Die internist kom, hy sê, maar dan moet iets fout wees, en hy beveel aan moet 'n angiogram kry. Hulle doen die angiogram, ek kry toe 'n kardioloog, Dr. Komape, wat 'n oortuigde Christen is. Sy doen die angiogram, ek het die aand in die teater ingegaan, toe sy amper klaar is, na sy alreeds 3 stents ingesit het. Het sy op 'n punt gekom wat sy nie verder kon gaan nie. Sy het my net so gelos, sy het uitgegaan, sy het gaan bid, vir die Here gevra. Wat moet ek doen? Die Here het haar teruggestuur. En sy het aangegaan, sy het verdere 2 stents ingesit. Sy het die volgende oggend na my toe gekom en my gesê, as sy dit nie gedoen het nie, het ek 2 weke oorgaan. Want die are was so vernou en non-existent, dat sy het nie gedink sy kan dit doen nie. Maar deur die Here se genade het sy. Ek het baie vrae gehad, ek het begin depressief word, en sê nou, ek het dit nie gemaak nie. Sê nou, ek kan nie meer sing nie. Sê nou, ek kan nie meer werk nie. En deur die Here se genade het ek daai sê nou omgedraai in wat nou. Die klem op die nou, nie wat nie, nou. En daar het ek besef, nou is die belangrikste. Nie môre nie. Want môre is nie gewaarborg vir niemand nie. Môre is 'n mite. Ek het vrede gemaak met die wat ek onvrede mee gehad het. Ek probeer daagliks in vrede met almal leef. Ek sê daagliks vir die Here dankie. Want hy het my ekstra tyd gegee. Hoekom weet ek nie, en ek het gebid, ek het gevra, en hy het vir my gesê in 'n droom, wat gaan gebeur, dat daar is plan. En dit sal in plek val, dit weet ek ook. Die ervaring wat ek verlede jaar Oktober gehad het, die wonderwerke wat ek deurleef het, wat God gedink het, ek is goed genoeg om te ervaar, het my laat besef, dis net Jesus. Net Jesus. Net Jesus. Christus Strofferson het gesing van Why Me Lord. Ek het dit so baie al sedertdien, het ek daai ding weer oor en oor gesing. Hoekom ek? Wat maak my spesiaal? Ek ben after all. As jy nie Jesus het nie, jy niks.
Rarig. Sonder Jesus, lewe is niks. Dan sit ek gejaag nie. Dankie. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand. Jesus, my soul's in your hand.